jou Bybel saamgebring het, ons gaan net een vers, ons gaan 'n paar vers lees, maar ons gaan een vers lees in Jakobus 4 vers 14. En my gebed in hierdie dag is dat dit wat die Here op my hart gelê het, en ons het vanoggend in die gebed gevra, Here, laat hierdie woord vasslaan in mense se lewens. En my gebed is dat die Gees van die Here vandag met elkeen van julle sal praat en laat hierdie woord regtig 'n impak sal maak in ons lewe. En ons moet verstaan waarheen ons op pad is. En as jy nie verstaan waarheen jy op pad is nie, dan is dit baie moeilik om te begryp wat regtig beteken in om ons aangaan. Ek wil by die inloop van hierdie boodskap wil ek vir jou sê dat jy moet een ding mooi verstaan, ons het almal ons lewe een lewe. En jy moet hom reg lewe. Jy kan nie anders as om reg te lewe nie, want en dit is regtig, ek weet baie maal sê ek die goed oor, maar mense het hierdie verdraaide idee wanneer dit kom by godsdiens en hoe ons as kinders van die Here veronderstel is om te lewe. Baie mense dink hulle kan maar net doen wat hulle wil. En ongelukkig kan ons dit nie doen nie. Jakobus 4 vers 14, as jy daar is, lees saam, hy sê, julle wat nie eens weet wat môre sal gebeur nie, wat hoedanig is julle lewe. Dit is tog maar 'n damp wat vir 'n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn. En daar is twee dinge wat ek en jy moet verstaan vanoggend, en dit is iets wat ons nie vanaf kan weg te kom nie, en dit is die feit dat jy nou lewe, maar dat jy verseker op 'n stadium gaan sterwe. Ek het so 2-3 weke terug by 'n begrafnis het ek vir mense dit gesê, en die ding is, ons almal lewe ons lewe, en ek weet, jy moet jou lewe, dis reg, maar ons moet dit, ons sit ons geestelike lewe, ons godsdienstige lewe, dit wat ons doen en hoe ons leef, vir God sit ons eintlik in ons agterkop, en ons lewe hier vir nou. Maar ek dink dit is tyd dat daar verskywing plaasvind, laat jy die goddelike lewe vorentoe kan bring, en jou vleeslike lewe agtertoe kan skuif. Want die ding is, as 'n jong man net ek sal dalk bietjie later gegaan daar, net so in Delft, maar ek wil ook my lewe geniet het. En ek weet, maar weet jy wat, daar's niks lekker dan nie. Jy sekerlik mense wat al gedrink het in hulle lewe. En dan word jy die volgende, jy geniet jouself, gaat uit. Jy is die mynpeanut in die pakkie. En daar is niks wat jou kan keer nie. Maar die volgende oggend jy ons dan nog nie doodgaan. En die beste van alles is, Vrydag, dan doen jy presies dieselfde. En ek kan dit nie verstaan nie. Dan trek jy jouself weer heeltemal, maar jy kry jou kniestukken om by die huis te kom. Maar weet jy wat? Daar is soveel meer, soveel beter dinge. En ek weet as jy net, as ons net op 'n plek kom wat ons sê, Here, U is my alles. Ek kan vandag vir jou sê, jy kan jouself net so geniet. Jy kan net so lekker lag. Jy kan net so lekker grappe vertel. Hulle is net so veilig nie. Maar die ding is, ons moet lewe, of dit 'n lewe is dat ons weet waar ons op pad is. Want die ding is, een ding is verseker, dat ons gaan op 'n dag tot sterwe kom. En die ding is, as jy nie jou lewe leef om God te behaag nie, wil ek vandag vir jou sê, dat daar's 'n baie groot kans, dat jy dit nie gaan maak nie. Ons sit nou met 'n geval, iemand wat op sterwe lê in die hospitaal. En ons wag letterlik
vir haar lewe om tot einde te kom. Maar die ding is, hoe weet jy? En ek weet, dit is seker nie vir my om te wil weet nie, maar ek het 'n sielelas, en altyd as dit kom by iemand wat op sterwe is, die eerste ding wat in my kop kom, is hierdie persoon se saak in orde met God. En die hartseer is, ons wag altyd tot op die nippertjie, voor ons sê, Here, help my. En terwyl ek so sit en ek luister, is hierdie persoon is nou op 'n punt waar jy nie meer met haar kan praat of kommunikeer nie. En die ding is, ek weet nie of sy reg is nie. Wat maak die saak, en weet jy wat, ek sê dit met absolute respek, jy kan bid tot die blou is in jou gesig. As daai persoon nie uitroep tot God nie, gaan dit niks doen. Want ek moet roep tot God en hy sal my antwoord. Amen. Want ek moet my lewe met hom in orde kry. Maar jy sien, die ding is, mense wil hier, mense wil nou en mense wil nie. En jy het gedink, ek gaan nie sê nie, maar weet jy wat, nou, en ongelukkig, dit is nie net by die persoon nie, maar oor die algemeen. As die mense op sterwe net dan hardloop en na die pastore en na die kerk toe, sê pastore asseblief bid. Maar hoeveel geleenthede sit ons soos in hierdie Sondag in 'n diens waar die woord van God uitgaan en die woord van God met jou praat en jy gee nie ag nie. Want môre is nog 'n dag. Dawid sê dat daar's 1 tree tussen my en die dood. En glo vir my, 'n tree is nie baie goed. En die ding is, weet wat, ek weet nie of iemand is wat ons so gevoel het nie. Wie sy ouers het vir jou gesê, jy was nie beplan nie. Jy is 'n glips gewees. Jy is, en weet jy wat, baie maal lewe ons hierdie lewe in, you weren't planned. En die oomblik as dit by jou grondvat, dan dink jy by jouself, maar I'm not wanted. I wasn't supposed to be there. En ek wil vandag vir jou sê, maak nie saak hoe jy ontstaan het nie. God het 'n plan met jou lewe. Of jy nou 'n glipsie was, en of jy nou 'n wat was, God het 'n plan met jou lewe. Kyk, daar's niks wat ons kan doen aan die wette van God, die skepingswet, dat as man en vrou so saamkom, laat daar lewe sal ontstaan nie. En ja, dit is baie maal, het ons dit nie beplan nie, maar nog steeds is God, het 'n doel en 'n plan met elke een van ons wat hy is. So ek wil vandag vir jou sê, jy is nie maar 'n oeps nie. Jy het 'n doel. God het 'n doel vir jou. Ek weet, daar kan baie ander mense in jou plek wees maak nie. Want God het gekies om vanadie te skep en te vorm in sy moeder skoot. En weet jy wat, die Here het 'n plan met elkeen van ons se lewe. Ons is deel van God se skepingsplan. Maak nie saak hoe ek en jy daarna kyk nie. Elkeen van ons wat hier sit, gaan wel en iewers in jou lewe gaan jy op 'n plek kom, as dit nog wel gebeur het nie, gaan jy moet by 'n besluit uitkom met die feit hoe jy ook al jouself sien. Het jy dit goed, het jy dit sleg, of jy nou dink jy's 'n glips of nie, het jy nog steeds in jou lewe nodig om op 'n plek te kom om besluit te maak om te sê, Here, ek moet nou besluit hoe ek my lewe gaan lei. Geestelik en vleeslik. En dit is vir hierdie rede dat ons nie klein kindertjies dood nie. Want jy moet 'n welwillende besluit neem om te sê, ek gaan my lewe leef om God te behaag.
in elke aspek van my lewe. Ek gaan my rug op die sonde draai, want 'n klein babie kan nie vir jou sê wat reg of verkeerd is nie. Hy moet dit nog geleer word. Maar ek en jy het 'n besluit om te maak oor hoe jy gaan leef vleeslik en hoe jy gaan leef geestelik. Jakobus 4:4 sê die woord vir ons, hy sê, wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, wie wil daai vers klaarmaak? Daar sê, dankie. Dis nie ek wat dit sê nie. En dis hoekom ek sê, we need to make a choice in our life where we're going to turn to. Want jy kan nie net bly leef nie. Jy kan nie die wêreld wil dien en God wil dien nie. Daar is net een kant van die koin, jy kan nie albei kante gelyk werk nie. En dit is weer eens, ek wil vir jou sê, dis nie ek wat dit sê nie, en ek weet nie of ek met iemand praat in die plek nie, maar jy kan nie God en die wêreld dien nie. Daar word so baie gepreek oor, die duiwel is jou vyand. En weet jy wat hy is? En hy is 'n gedigte een daarby, en ek gee hom nie eer nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, daar's een ding wat 'n groter probleem kan wees as die vyand. En dit is die dag, en ek dink ek het al op 'n geleentheid gesê, die dag wanneer God jou vyand word, jou oordelaar word, en hy vir jou sê, gaan weg van my. Ek het jou nie gegee nie. Maar jy sien ons sit. My vrou in die week het sy 'n boodskap gedoen. En dit is so waar. Hoeveel keer sit ons in kerke, jy steek op 'n Sondag jou hande op, en jy sing jou longe uit. I put you at the highest place. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. Maar wat doen ons? Ons sing leuns binne die kerk. Ek dink ek het gesê eendag, toe ek gesit en kyk na pastoor Stolsele daar in Carletonville, hoe die mense kerk hou. Die egtheid. En die trane rol my wange, want ek sê, Here, waar is dit heen? Maar die woord sê dat die afval gaan in die huis van die Here begin. En dit is hartseer, dat die mense so van God af vallig raak. Maar ek wil vandag sê, al is dit op sosiale media, wat ek sê, pas op vir die dag, laat God jou vyand word. Want daai is 'n vyand wat jy nie sal kan vries nie. Nie sal kan weerstaan nie. Nie sal kan teëstaan nie, want hy is 'n verterende vuur. Ons het nou gelees vanoggend, hy sê, hoe danig is jou lewe? Dit is tog maar 'n damp wat vir 'n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn. Ek is seker, almal wat hier sit, het al op 'n stadium in jou lewe vir jouself die vraag gevra, hoe lank gaan ek leef? Hoeveel tyd het ek nog oor? Hoe ver is my pad nog vorentoe? Want weet jy wat, die mense dom om ons, soos vliee om ons om, en hulle, die een gaan dood, na die ene. En die hartseer ding is, en kijk, ek is nou nog, ek sê nie ek is oud nie, asseblief, hoor nie, ek is nog jong hoor. Maar, as ek begrafnisse doen, en ek kyk in die algemeen na die tydraamwerk, die datums wat op die boekies, op die begrafnisbriefies gebring word, dan sien ek hoe ek nader skuif aan die mees algemeenste ouderdom, klas toe waar die mense begin uitsterf. En ek sit by myself in my kantoor en ek sê, die mense sterf, die mense gaan dood. Hoe ver is dit nog vir my? En al wat ek kan doen is, ek kan pleit en sê, Here, asseblief, gun my nog net 'n kort tyd, dat ek net nog meer vir U kan doen.
dat ek meer mense kan probeer bereik. Want dit is waaroor dit gaan. My en jou lewe is veronderstel om te gaan oor siele, om die woord van God uit te kry. Ek dink meestal van ons, behalwe vir daai twee jong dametjies daar agter, Monique en Derek, ek weet nie, Derek, jy tel nie, jy is oud. Maar ek dink meestal van ons wat hier sit, het meer tyd agter ons as wat voor ons is. En kan ek dit vanoggend waag om vir jou die vraag te vra, om vir jou te sê, kind van God, wat het jy met dit gedoen wat God jou gegee het? Kom ons sê van die ouderdom, kom ons sê 18 af, tot nou toe. Hoeveel siele het jy vir God bereik? Hoeveel mense, hoeveel impak het jy in mense se lewens gemaak? Durf ek vra, hoeveel goeie impak? Hoeveel slegte impak? Ons het gisterand so in praat, want weet jy wat, ons is ons maar mense, en ons blameer baie maal die mense. Hoekom ek nie kerk toe gaan nie? Maar weet jy wat, jy kom ons in die kerk toe, om vir Billy te sien nie. Jy kom ons die kerk toe, om vir ou Sjaal te kom sien nie. Hoekom kom jy kerk toe? Om by God uit te kom, om in sy teenwoordigheid uit te kom, om te kan fellowship hê saam met die potentiële sissies. Maar die ding is, ons moet regtig begin ernstig raak. En ek wil regtig jy moet jouself die vraag vra, wat het jy met jou lewe gedoen, vandat jy op 'n ouderdom was, waar jy sê, ek kan weet, wat reg en verkeerd is, tot en met vandag. En ek wil hê jy moet jouself vanoggend die vraag vra, hoeveel tyd het ek nog oor? Net God kan dit bepaal, maar weet jy wat, ek wil hê jy moet besef dat die tyd wat ons op hierdie aarde het, is geleende tyd. Ek en jy is aan mekaar geleen vir 'n kort tydjie. En ons moet besef dat we need to use the time that God has given us to do what we're supposed to do, to honor Him, to glorify Him in every aspect of our lives. Wat het jy tot dusver toe gedoen met jou lewe? Ons sit die aand, toe sit ek en Bram so en praat oor dinge in ons lewe, dinge wat ons gedoen het. En weet wat, as ek, daar's baie van dit wat ek vergeet het. Ek weet, dit voel vir my soos nou die dag, toe Monique Mariska in Lucilhof beklei het om op my skoot te sit, by die trappe. En dis hartseer. Want weet jy wat, it's time, it's gone. Wat het ek maar aan tyd gedoen? Want ek het in 'n Christenhuis groot geword, soos ons almal baie maal van ons het. Maar weet wat, my fokus het geskuif na die dinge van die wêreld toe. Want ek wou leef, ek wou myself geniet het. Ek weet nou, as die kinders vir my stop groot, en dan is hulle altyd op my bene so gaan seer. En weet jy wat, my kind loop hier nou? Baie uit. Maar ons nog steeds vir my niks lekkerder. Met ons kinders wat ons altyd vir 'n klein chocolates gegee. Nou is dit 'n opportunity kry ek waar groot kontensmelk in. Daar is my niks lekkerder om dit te doen nie. Spesifiek ek sleep vir haar. Maar weet jy wat, tyd gaan so vinnig verby. Ek meen, ons is nou, einde van hierdie maand, is ons halfpad in die jaar. Dit voel of jy oog geknik het, en ons is recht halfpad hierdie jaar. Wat het ek en jy in hierdie helfte van hierdie jaar gedoen vir God? Ek is seker as 'n mens, as ek elkeen moet 'n individuele vraag vra, en vir jou vra dat, hoe was jou lewe gewees? Wat sal jou antwoord wees?
Gaan jy vir my sê jy het 'n goeie lewe gehad? Gaan jy vir my sê jy het 'n slegte lewe gehad? Was jou lewe vol pyn en seer en leed? Elkeen van ons gaan ons eie antwoord gee. Maar jy sien, die ding is, ons moenie vashou aan die leed en die pyn, want ons almal gaan deur dit. Nergens in die woord sê die Here vir ons dat ons lewe op aarde gaan maanskyn en rose wees. Baie mense maak hulle lewe so. Maar die ding is, dit is goeders wat wyn is. Is dit reg as ek dit so sê? As ons gaan kyk na die ryk dwaas wat in Lukas 12 van gepraat word, ek gaan vir die 2 verse lees. Ek het dit opgesit, mooi. En hoor mooi wat sê die vers. En ek sal vir my siel sê, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Neem rus, eet, drink en wees vrolik. Vers 20, maar God het aan hom gesê, jou dwaas. En hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis. En wat jy gereed gemaak het, wie sal dit wees? Want ons lewe is soos 'n fase. Gisterand sê my ma vir my, ek moet al begrawe en na kar en alles. Jy moet die kar vol petrol opmaak. Nie waar hy so ry nie, maar weet jy hoeveel mense doen dit? Vader het gehad het. Jy moet my trekkel vir die saam in die graf sit. Regtig? Ou mense. Maar weet jy wat, ons maak vir ons skat op hierdie aarde mekaar, en dan wil jy dit saam met jou in die doodryk invat. Jy gaan nie 'n trailertjie saam met jou hemel toe gaan, hoor. Jy gaan voor God staan, soos jy uit sy hand uitgekom het. Niks. Jy gaan voor ons staan. En hoe sal dit wees die dag, as jy voor God moet gaan staan? Weet ons maak soveel skatte met mekaar en ek sê nie ons moet dit doen, jy is geregtig om jou lewe te geniet. Jy is regtig om vir jou bote, karre, motorbikes, verstokke, katrole, al die goed te kry. En weet wat, baie mense is so, ek weet nie wat sy regte woord nie, ben ontgaan. Jy is so gewaarheid oor jou besittings, en jou rykdom op die aarde. Maar weet wat, hoe ryk is jy voor God volgende? Hoe ryk is jy by God? Want die woord sê, maak vir jou skatte by die hemel met mekaar. Maar ons hardloop hierdie aarde rond en ons is net, we want more, en more. Ons almal probeer die lewe voluit leef. We want to get as much as possible. En ek sê nie dis verkeerd nie, maar hoe voluit lewe jy vir God? En hoe voluit lewe jy vir jouself? As jy 'n weegskaaltjie het, wat se kant toe gaan hy diep? As dit sê geestig of vreeslik? Wat se kant toe gaan dit gaan? En ek vra vir jou, terwyl ek dit vir jou sê, hoedanig is jou lewe, kind van God? Weet jy waarheen jy op pad is? Ek sê vanoggend vir my vrou sy verjaar nou, donderdag, dat as sy donderdag verjaar, is sy 19.300 en something ure oud. Dit klink baie, maar dit is nie baie baie. Dis feitlik niks. As jy die ouderdom van 70 bereik, dan is jy 25.000 ure. Ekskuus, 25.000 dae, ekskuus.
19.000 dae, 25.000 dae. As jy 25.000 ure jou oud is, dan is jy nog baie ook. Maar weet jy wat? Dit voel soos gister. Ons het letterlik nou die nuwe jaar ingegaan en ons is halfpad deur dit. En weer wil ek vir jou sê, wat het ons tot dusver gedoen? Die woord sê vir ons in 2 Petrus 3:8, hy sê, 1000 jaar op aarde is soos een dag by God. And we scrambling to get everything that we can. Instead of just taking the time and putting God first. As jy dit gaan uitwerk, as jy 100 jaar oud kan word, dan lewe jy maar 2 ure en 15 minute in God se oë. Wat is dit? Dis niks. En ek wil hier dit oor die gedagte hou, wat ons lewe is soos 'n fase. 3 dinge wat ons moet rekening van hou is. Jy moet rekening hou met God, want hy is jou skepper. Hy is jou Here. Jy moet rekening hou met die kanse en die geleenthede wat God jou gee. Want hoeveel kanse en hoeveel geleenthede kry ons? Kan ek gou vir jou sê, die jy vanoggend jou oë oopmaak op die bed en jy sê, hallo my skat, dis dit nog 'n kans wat God jou gegee het om iets vir hom te beteken. En wie wat, nou loop ons jy uit en jy het 'n geleentheid. Wat maak jy met dit? Elke tree wat ek gee op hierdie aarde is 'n geleentheid. Elke asemteug wat ek vat is 'n geleentheid en ons moet rekenskap hou van dit. Jy moet rekening hou met die tyd wat God jou gee. Want weet jy hoekom? Tyd wag vir iemand nie. Tyd staan nie stil nie. Prediker 3 vers 2 sê, daar is 'n tyd om gebore te word en daar is 'n tyd om te sterwe. En ek vra vandag vir jou kind van God, hoe lank dink jy, het jy nog oor? Hoe wonderlik sal dit nie wees, as ons almal verseker weet, dat ons gaan hier wees, die dag, as God sy kerk omhaal nie. Maar ek gaan vandag vir jou sê, nie een van ons wat hier sit, is dit gewaarborg nie. Want vir al wat ons weet, kan dit nog 50 jaar wees. Vir al wat ons weet, kan dit nog 100 jaar wees. Wie weet? Maar ek vra vir jou, wat doen jy met dit wat God vir jou gegee het? Wat doen jy met die tyd wat God vir jou gee? En weet wat, dit is iets wat nie ek of jy kan antwoord nie. Maar die ding is, hoeveel tyd het ek oor? Kan ek vir jou sê, hoeveel tyd? Genoeg tyd. Maar die ding is, wat maak jy met die geleenthede wat jy kry? Hoe lang is jou lewe? Jou lewe is lang genoeg. Dit is wat jy doen in die bestek van die tyd van jou lewe, wat die beslissing gaan maak van waar jy gaan opeindig. Baie mense sal sê, nee, my lewe is te lang, my lewe is te kort. Hoe baie maar loop ons sê, die lewe is so kort, want ek weet, dit voel soos gister wat my kinders op my skoot gesit het. En daai tyd is verby. Maar ek wil vandag vir jou sê, kind van die Here, jou lewe is nie te kort nie, jou lewe is nie te lang nie, jou lewe is presies lang genoeg, soos God het bepaal het om te wees. Soos ek sê, ons het nou die dag dat ek in Bram en gesels oor dinge wat ons gedoen het in ons lewe, en ek het bietjie in my verlede gaan delf en ek het dit weer eens besef. En baie keer, ek weet, dit is nie goed om na hierdie goeders toe terug te gaan nie. Maar terwyl ek in Bram so praat en toe hy ry,
gaan klim ek in die bed en ek lê met myself en ek dink, myself, joh, is dat maar scary, hoor. En ek wil die Here, ek kan nie genoeg sê dankie. Dankie Here vir mense wat vir my gebid het nie. My ouers en grootouers en familie wat vir my ingetree het in my lewe nie. Want was dit nie vir mense wat uitgeroep het vir my siel nie, wie kan ek vandag vir sê, I don't know where I would be. Ek het by 2 geleenthede in my lewe, het ek voor 'n wapen gestaan wat gespan is, wat op my gesig gedruk word, en dit is 'n kwessie van 2 millimeter. En dit is verby. Maar ek dank die Here. En ek sê nie, want dit was my keuse om in die goed in te gaan. Dit was my keuse om in hierdie hole en in die plekke te beland en myself in die omstandighede bevang om daar uit te kom. Maar ek wil vir die Here sê dankie. Dankie dat die skoot nie geklap het in my lewe nie. In Hilbrowse straat, middernagtelike ure, loop ek in geboue in, saam met 'n klomp Nigerians. Maar dankie Here, ek kan vandag hier staan en sê vas dit nie vir God se hand nie, want hy het dit doen met my lewe gehad. En weet jy wat, ek dank die Here vir dit wat hy my uitgehaal het, want ek kan dit gebruik vir tot eer van sy naam. Amen. En dis hoekom ek dit heeltyd sê, dat as God my kon red, kan hy enigiemand red. Ja. Want ek weet waar ek was. Ek weet wat ek gedoen het. Dis siek, man. Maar weet jy wat, dit is wat die duiwel doen. Hy gryp jou aan sy kloue vas. En weet jy wat doen hy? Hy gebruik jou en hy suig jou leeg tot daar niks meer van jou oor is nie. En as hy klaar is, dan spoeg hy uit. And then he even doesn't want you anymore. Hoe lang is jou lewe? Hoe lang is jou lewe? Ek het in 'n Christelike sanggroep gespeel en ons was awesome. Ek het op stadium gedink dis so heilig soos 10. En toe ek myself kon kry te verval ek in die sonde. Hoekom? Want my fokus het verskuif van dit wat belangrik is na dit wat vir my mooi en lekker lyk. En ek wil vandag vir jou sê, kind van God, as jy een ding is wat jy moet weet, is dat hierdie vyand vat nie dit wat hy doen ligtelik op nie. When you play is he plays for keeps. Hy vat dit baie ernstig op. Hy wil jou leegsuig en jou uitspoeg. Daar's 'n liedjie, hierdie lied wat ek vanoggend gesing het, van Jason Crabb. Sy pa vertel dit in 'n getuienis. Hy sê dat hy was 'n volslae alkoholist en hoe hy in die kar was sit. En hy vertel en hy sê dat daar's 'n ou pastoor wat vir hom hierdie ding sê. Hy sê, sin will take you farther than you want to go. It will keep you longer than you intend to stay. En hoor mooi, kind van God, it will cost you more, much more than what you are intending to pay. Want weet jy wat? Hy vat dit wat hy doen ernstig op. Amen. Hy wil jou lewe verwoes. Hy wil jou lewe vernietig. En weet jy wat? Ons gee hom die volle reg. Want weet jy wat, dit het met my gebeur deur being inquisitive. Almal het gepraat van die lekker lewe. Ag, kom nou man, moet nou nie so heilig wees nie. Wat gaan dit wees? Onskuldig, man, in het begin. Daar was 'n plek in Boksburg gewees. Club Choices. Die naam sê dit sommer van self. Daar was nie drank nie. Nee. Dit was vir under 16's. Ons mos nou 'n skoon plek.
Maar dan loop jy uit buitekant om te gaan asem kry. Dan staan die manne daar buitekant met bordels vol drank. Choices. Choices. Want weet jy wat, die Here gee vir jou keuse. Wat se kant toe gaan jy? En wat het ek gedoen? Ek het op 'n stadium, dis seker eerlik, maar op 'n stadium in my lewe het ek saam met my ma se neef gaan musiek maak in 'n pub op 'n Saterdag. En ek maak myself nou nie onskuldig hier, maar ek was nou nie, maar ek was nie seker genoeg waar ek besig was. Dan gaan ek kerk doen, dan gaan haal ek my gitaar in die kluis uit. Dan sê ek gaan saam met my ma se neef bietjie musiek maak. In die meantime dink die mense ek is by sy huis besig. In die meantime was ek in 'n pub besig. Dan Sondag, so ek terug in die kerk op die vroeg. Ons gaan jy daar in die hemel. Maar weet jy wat is die probleem? Ek het 'n deur oopgemaak. Al was dit net 'n skreefie. Toe hy oop was, toe die duiwel se groot hond in. En ek kan nie deur doen nie. And as you get tired by trying to keep the door closed and you get weak, the door opens and he gets another inch and he takes it. Hoekom sê ek vir jou? Want hy speel vir keeps. Hy speel nie 'n speletjie nie. Hy's ernstig met wat hy doen. Hy's ernstig as hy sê hy wil jou vernietig. Die Here is ernstig in sy woord as hy sê hy's hier om te steel en te slag en te verwoes. Maar weer eens, dank ek God vir genade. Dank ek die Here dat ek 'n geleentheid gegee is om te sê, Here, hier is ek. En wie wat ek weet, ons almal wat hier sit is geredde mense. Maar ek wil vandag vir jou sê, almal wat hier sit, is in die plek waar hulle moet wees. In alle eerlikheid. And it's time. God is giving you an opportunity today to keep the devil's foot out the door so that you can't close the door in your life. Maar die vraag wat ek wil vra, wat se keuse gaan jy maak? Wat se besluit gaan jy maak? Want die Here gee ons die keuses. Ek wil klaarmaak. Ek wil vir jou vra, kind van die Here, hoe danig is jou lewe? Hoe lewe jy jou lewe? Lewe jy jou lewe voluit vir jouself? Of lewe jy jou lewe voluit vir God? Want weet jy wat, jy kan nog steeds jou lewe voluit leef, terwyl jy vir God leef. Jy het nie aan hierdie trek van die wêreld nodig nie. Ons kan nog steeds lekker gaan kuier met die dag, sonder om gesuip te raak, sonder om veel grappe te vertel. Maar ek weet nie, dit is soos 'n mens, ek weet nie, hulle koppe los hulle. Ek in my lewe, toe ek in die klapwêreld was, en ek met wel ons goed in mekaar was, ek kon nie in 'n nightclub ingaan, na omtrent 3 jaar, toe, as ek nie drugs in my lyf gehad het nie. I couldn't enjoy myself. Maar weet jy wat? The day Jesus became a reality in my life, I started enjoying myself in Him. Maar weet jy wat, jou vriende kan verander. Ongelukkig is dit so, dat as jy regtig 'n besluit neem om te sê, God, ek roep U aan, ek neem U aan, U is my saligmaker, U is my verlosser, en jy begin staan vir iets, gaan ek vir jou sê, die wêreld se vriende gaan min word. Dis 'n realiteit. Maar weet jy wat? Jou geestelike vriende kan sal ook groei. Ja, dit is wel 'n bietjie boring, maar dit is nog steeds net soveel fun. Was aan my vriend om 'n braai te geniet, sonder om... O ja, nee, toe maar ons nou nie daar gaan nie. As jy ooit vir Bram wil nooi vir 'n braai, asseblief moenie. Want jy gaan braai as 3. Hierdie ouers, as dit net lyk of dit gaan ons braai. Maar weet jy wat? Ek en jy het 'n besluit om te maak vandag en te sê, weet jy wat? En dan is jy op die plek waar jy moet wees. Sê, Here, dankie
vir die woord, wat ons net weer 'n bietjie kan laat stop wat te sê. En ek wil volgens vir jou sê, die Here gee vandag vir jou opportunity to kick the devil's foot out of your door. Die vraag wat ek vir jou wil vra is, gaan jy dit vat vanoggend? Ek sien so my geestesoog, hoe die Here so staan, waar die duiwel staan en hy wil inkom en ek sien hom so in die krag wat en hom wegruk en jy die deur kan toe trek vanoggend. En al wat ek vir jou vra is, take the opportunity that God gives you. Ons kry geestelike geleenthede. Vat dit. Vat die geleentheid, vat die oomblik wat God vir jou gegee het. Want ek kan jy sê verseker, vanmorgen nie. Hier is baie mense, wat planne het vanmorgen, wat morgen nie gaan sien. Wie weet, ek kan wel een wees. Ek kan wel by my bed gaan klim en niks bekeer nie. En nooit weer my oor maak nie. En Willem, by die ons was, saxofoon speel. Hy is nog so excited. Ons het die volgende naweek saam 'n musiekdiens gehou het. En hy sê met my storie, ek het 'n paar liede gekies, daai Sondagmiddag stuur hy vir die boodskap wat ek wil sing. Maandagmiddag kry ek 'n oproep. My man is dood. Hoe danig is jy lewe, kind van God? Ek wil vir jou vra dat jy jou oë sal sluit. En soos ek volgende vir jou sê, ek kan nie staan en ek kan uitnodiging maak en ek kan vir jou hande opleef en vir jou bid. Met liefde sal ek dit doen as jy wil ek moet vir jou bid. Maar op einde van die dag moet jy weet dat jy het nodig om te sê, Here, ek skop die vyand se voet uit my deur uit en ek trek die deur toe. Die Here gee vir ons vanoggend die geleentheid om dit te doen. En ek wil volgens vir sê, pas op dat jy wil nie 'n wou wil nie. Maar dit gebeur so maklik. Ek wil nog, ek sal nog. As dit 'n wou word, is dit vir ewig te laat. Maar die Here staan vanoggend en hy's reg om die vyand te verwyder van jou deur af, sodat jy kan regmaak, sodat jy die deur kan toemaak en op 'n nuwe blaadjie kan begin. Want weet jy wat? God is regverdig. Hy vergewe ons ongeregtighede. En wie wil as jy op daai plek kan kom wat jy die deur kan toetrek en jy kan stil raak voor God, gaan ek vir jou sê, as jy die Here gaan toelaat, gaan jy soos Paulus kan sê, die dood, die lewe is Christus en die dood is vir my 'n wins. En dit is waar ek wil hê ons almal moet wees, dat ons nie moet worry of ons nou moet tot sterwe kom nie, want ek weet dat ek weet, as ek tot sterwe kom, sal ek die ewige lewe betree, en die Here gaan vir my sê, welgedaan my kind, jy het die stryd gestry, en jy het die oorwinning verkry. Maar die keuse is vanoggend jou om te maak, om te sê, ja Here, ek wil die oorwinning hê, ek wil die oorwinning vat. Terwyl jy so sit, wil ek net hê dat ek wil vir saam met jy bid in die oggend. Dierbare God, ewige Vader, Here, terwyl ons vanoggend hier in die teenwoordigheid sit, Here, ons het vanoggend gehoor wat nie deur die woord vir ons wil sê.
Here, my gebed in hierdie dag is, Vader, dat elkeen van ons in hierdie oggend werklike besluit sal neem. En Here, as ons hier sit, en ons mense wat hier sit vanoggend, wat ook voel dat hulle nie op die plek is nie. Here, wat ook vanoggend met 'n noodroep uitroep en sê, Here, help my. Weet ek, Vader, dat U sal ag gee. En U sal help. En U sal doen wat net U kan doen. En ek dank U vanoggend, Here, dat U weer eens deur die woord met ons gespreek het. Dankie vir 'n geleentheid wat ons gegee is om weer te kan stopvat in ons lewe. En ek dank U, Vader, dat ek weet U woord sal nooit leerdig gee. En al die lof en die eer kom U toe. In Jesus' naam. Amen. Amen. Ons gaan die koortjies en die nou ja. Kom ons staan, dan sing ons hierdie liedjie en bring saam. En ek wil vir jou vra, as daar iets in jou lewe is, as daar 'n plek is, jy voel jy's op 'n plek waar jy nooit wees nie. Sing hierdie lied en sê vir die Here vanoggend, Here, gaan my nie verby nie. Wil die ander sien in hierdie dag, Here, sien my raak, sien my ook. Dit is my gebed.